Goeienaand. Ek wil vra dat daar waar jy nou sit, dat ons net vir 'n oomblik net jou oë sal sluit en net vir 'n oomblik jouself hier teenwoordig kry. So kom ons sit net daar waar jy is. Raak net bewus van die ruimte waarin jy is, die stoel waarop jy sit. En as daar gedagtes is wat nog by die huis is en die goed wat jy nog moet doen, dat jy dit net bymekaar skraap en dit voor die Here se voete neersit. En dan wil ek vra dat jy ook dan jou handpalm sal oopmaak op jou skoot en vir die Here net in jou hart sal sê, Here, hier is ek. Ek is oop sodat U met my kan praat deur U woord, sodat ek sal doen wat U van my vra en verlang. Here, dankie dat ons in hierdie ruimte kan wees. Dankie dat ons broers en susters is van mekaar, want U is ons Vader. Dankie, Here, dat ons ook vandag herinner word aan 'n tyd toe U opgevaar het en 'n plek gaan inneem het aan die regterhand van God die Vader, daar waar U vir ons by die naam vir elkeen pleit. Amen. Ek gaan vra dat ons sal begin en dan sing ons lied 429, verse 1, verse 2, 3 en 5. Ons gaan vanaand na 3 gedeeltes kyk, 3 tekste, maar ons eintlike fokusteks is 2 Petrus 3. Maar ons gaan ook begin en net 3 verse uit Johannes 14 vers 1 tot 3 gaan ons dan saam lees. Jesus is aan die woord en hy sê, laat julle harte nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek gegaan en vir julle plek voorberei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Jesus sê vir sy disippels dat hy gaan om vir hulle 'n plek gereed te maak. En as die plek gereed is, kom hy dan om hulle weer te kom haal. Ja, hy beloof dat hulle hierdie nie die einde van die pad is nie. Dis nie die einde van hulle pad nie. Daar gaan 'n dag kom van 'n terugkeer. Hy sê hy gaan weer kom. Die Hollies, 'n sanggroep, het 'n lied met die naam van He Ain't Heavy, He's My Brother. En sing hulle in die lied, The road is long,
with a many and winding turn that leads us to who knows where. En dan sing hulle verder, it's a long, long road from which there is no return. While we're on the way there, why not share? Ons almal bevind ons op hierdie uitdagende lewenspad vandag. 'n Pad wat met tye genadeloos lank voel. Daar is dae wanneer ons voel die verantwoordelikheid wat vir ons toegesê het is te groot. Die wêreld verander gansnal te vinnig na my sin. Geloofslewe raak al hoe moeiliker. En weet ons nie aldag hoe om voort te gaan nie. Wonder ons baie keer, gaan ons dit maak? Is daar 'n einde? Die disippels het waarskynlik ook so gevoel. Jesus is op die punt om na die hemel op te vaar, na sy Vader toe. Wie weet wat alles in hulle gemoedere op daai tydstip was? Hoe het hulle dalk gedink? Dalk het hulle gedink, ons Jesus is op pad weg, na 'n plek waar ons nie heen kan gaan nie, want hy het dit gesê. Hy sê dat hy vir ons 'n plek gaan gereed maak, maar dan sê hy ook vir ons dat hy weer gaan terugkom. Maar wanneer? Hoe lank gaan hy weg wees? 'n week? 'n maand? 'n jaar? Hoekom gee nie maar net vir ons 'n datum nie? Dalk 'n tydsgleef waarop ons kan werk. Wel, dit sou seker die gedagtes gewees het as ek een van die 11 was wat daar gestaan het by Jesus voor sy hemelvaart. Ek sou dalk hierdie vraag gevra het in my binneste. Nou sedert daardie dag probeer mense steeds die datum van Jesus se wederkoms bepaal. En gee hulle dit ook baie keer deur. Ons het onlangs weer so 'n datum gehad wat lank mense ontstel het. Want jy sien, as ons maar net vir mense 'n datum kan gee, voel party, sal hulle lewe in orde kry. As hulle weet wanneer die dag is. En so daar talle mense sal op die toneel verskyn met datums wat hulle glo in 'n gesig gesien het, drome wat hulle gedroom het, of selfs wat hulle tussen die blaaie van die Bybel gehoor het. En soos hierdie datums onvervuld verbygaan en uitspeel, raak mense al meer mismoedig. Begin hulle al meer vraag vra, van gaan hy nog terugkom? En begin daar ook mense op die toneel verskyn, al meer en meer wat spotternde wys die vraag vra, en wat het toe geword van sy wederkoms? En so begin mense twyfel. Gelowiges begin selfs twyfel. Want hierdie woorde van Jesus, ek kom weer, is woorde wat meer as 2000 jaar geuiter is. 2000 jaar het al verbygegaan. En dan is daar diegene wat die wêreld wat spotternde wys na die gelowiges kyk en sê, jong, hier sit julle Christene nog steeds op hierdie pad, met julle oë vasgevang in die wolke. Leer julle dan nie? Dit was net 'n veeverhaal. Hy kom nie terug nie. En sommige sê, hy was nooit hier nie. En hierdie spotwoorde is nie iets niets nie. Dis nie iets wat onlangs op die toneel verskyn het nie. Die Here het eintlik vir ons, deur sy Gees, al begin voorberei. Hy het ons ingelig en voorberei vir hierdie spotters, wat hulle verskyning sal maak. Kom ons lees dan nou saam, 2 Petrus 3, waar ons dan gaan lees verse 1 tot 18. En ek wil vra dat ons dan die oë sal sluit eers, en vir die Here sal vra dat hy vir ons dit sal oopbreek, dat ons dit sal verstaan. Here Jesus, waar ons nou met die woord omgaan, en U wat die woord is, wat mens geword het, wil U in ons harte kom inspreek deur die woord. Dankie Here dat ons die woord het, wat ons kan lees. Wil U vir ons hierdie woorde op hierdie papier
hierdie woorde wat nou op hierdie bord is, wil U dit vir ons lewendig maak, Here, dat ons U stem sal hoor, dat ons sal hoor hoe U Gees met ons praat. Dis wil ek vra dat U my diep in die kruising sal wegsit, alhoewel dit my stem is, mag dit U woorde en U gedagtes wees. Amen. 2 Petrus 3, verse 1 tot 18. Hierdie brief, geliefdes, is reeds die tweede een wat ek aan julle skryf. In beide probeer ek om, deur middel van herinneringe, julle helde denke aan te wakker, sodat julle die woorde kan onthou wat voorheen deur die heilige profete uitgespreek is, en ook die opdrag van ons Here en Verlosser, wat julle apostels deurgegee het. Julle moet veral dit weet, in die laaste dae sal spotters met hulle gespot opdaag, mense wat hulle lewens volgens hulle eie drange inrig en vra, wat het geword van die belofte van sy koms? Sedert die vaders ontslaap het, bly alles steeds soos dit van die begin van die skepping af was. Hulle ignoreer dit willens en wetens, dat daar lank reeds hemele bestaan en ook 'n aarde wat deur die woord van God uit water en deur water tot stand gekom het. En deur hierdie dinge is die antieke wêreld deur water oorstroom en het dit vergaan. Maar die huidige hemele en die aarde word deur dieselfde woord vir vuur op sy gesit. Dit word bewaar vir die oordeelsdag en die vernietiging van die goddeloses. Laat hierdie een saak egter nie by julle verbygaan nie, geliefdes. By die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Die Here stel nie sy beloftes uit nie, soos party mense dink nie. Inteendeel, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê sommige mense moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Die dag van die Here sal egter kom soos 'n dief, 'n dag waarop die hemele met 'n gedruis tot 'n einde sal kom en die elemente sal uitbrand en vergaan en die aarde wat daarop gedoen is, ontbloot sal word. Al hierdie dinge sal so vergaan. Watter besonderse mense moet julle dan nie wees nie? Mense wat 'n heilige lewe lei en godsvreesend leef, wat na die aanbreek van die dag van God uitsien en dit probeer bespoedig. Dit is die dag waarop die hemele, deurdat dit verbrand word, sal vergaan en die elemente sal uitbrand en wegsmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde, waar geregtigheid woon. Daarom, geliefdes, omdat julle hierdie dinge verwag, streef ernstig daarna om deur hom in vrede, vlekkeloos en onberispelik bevind te word. En beskou die lankmoedigheid, ja die geduld van ons Here as 'n geleentheid tot verlossing, soos ook ons geliefde broer Paulus volgens die wysheid wat aan hom gegee is aan julle geskryf het. Soos in al sy briewe waarin hy oor hierdie saak praat. Daarin kom sekere moeilike verstaanbare dinge voor wat onkundige en onverstandige mense tot hulle eie ondergang verdraai, soos hulle ook met die ander geskrifte maak. Julle dan, geliefdes, aangesien julle hierdie dinge vooruit weet, wees op julle hoede, om nie deur die dwaling van beginsellose mense meegesleer te word en so julle eie standvastigheid te verloor nie. Sorg dat julle aanhou groei in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Die Here is geduldig met jou en my, en ook veral met die wêreld. God die Vader wil nie hê dat daar een verlore moet gaan nie. Want soos wat Johannes 3 vers 16 dit so mooi sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dan in vers 17 lees ons, God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Jesus doen 'n beroep op my en jou, deur sy Gees, om op ons hoede te wees vir stories, wat ons op 'n manier kan weglei van hom af, wat maak dat ons die pad byste raak. Hy vra dat ons sal wegbly van praatjies, wat nie opbouend is nie. Praatjies en mense wat ons dalk meesleer in rigtings, wat op die einde van die dag ons oë en ons fokus van hom af wegneem.
Die Here roep my en jou ook op om aan te hou met groei in die genade en die kennis van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Jy sien, die Here gee ons alles wat ons nodig het om standvastig te bly en aan hom getrou te bly. In Matteus 11 vers 29 tot 30 hoor ons die Here Jesus die volgende woorde sê: Neem my juk op julle en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle sal rus vind vir julle gemoed, want my juk is draaglik en my las is lig. Ek en jy word uitgenooi na 'n plek van rus op hierdie pad, 'n plek van groei, en dis vanuit hierdie plek wat ek en jy dan ook gestuur word om te gaan vertel, te gaan wys, te gaan leer. Ons is die liggaam hier van die Here hier op aarde. Ons word geroep om uit te gaan. Ek wil dan nou ook hê dat ons ook in Matteus 28 vers 18 tot 20 die volgende sal saam lees. Jesus het nader gekom en vir hulle gesê: Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot die volëindiging van die tyd. Jesus het vir sy disippels 'n opdrag gegee om die evangelie, die goeie nuus, te gaan verkondig. En hy gee vir hulle hierdie opdrag voordat hy opvaar hemel toe. Hy sê ook vir hulle dat hy gaan om vir hulle plek gereed te maak en dat hy weer gaan terugkom. Alles wat ons nou gelees het, waar Jesus aan die woord is, sê hy voordat hy opvaar. Hy maak hulle gereed vir die pad. En dan sê hy vir hulle: Julle moet gaan en hierdie goeie nuus moet julle gaan verkondig. Tot aan die eindhoeke van die aarde. Die vraag is net, maar hoe? Hulle mag dalk gedink het op daai oomblik, hoe gaan ons dit doen sonder hom? Hoe gaan ons dit doen sonder die Here? Terwyl hy daar was dit maklik. Want ons was hier by hom. Hy het ons onder sy vlerk geneem. Hy het eintlik die werk gedoen. Ons was net by. Maar nou word ons gestuur om te gaan en te gaan vertel, om die goeie nuus, die evangelie te gaan verkondig. Dis nie asof mense dit met oop arms gaan aanvaar en ontvang en ons gaan ontvang nie. En die Here het ook dit vir hulle gesê. Die Here het vir hulle gesê, daar gaan mense wees wat julle nie gaan ontvang nie. Hy het gepraat van tye wanneer die stof van jou voete afgeskit moet word, as getuienis teen die dorp, wat hom nie wil ontvang nie, wat julle nie verwelkom nie. Jesus het alles met hulle deurgewerk, vir hulle gereed gemaak vir hierdie pad waarop hulle self gaan bevind. Maar terwyl hulle nog so staan in top, nog miskien dink aan, hoe gaan ons dit regkry, gee Jesus vir hulle hierdie ongelooflike belofte, maar ook vir my en jou vandag. Hierdie belofte van, en kyk, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Hierdie woorde is woorde wat nie net dien as 'n troos nie, maar is 'n bemagtiging. Dis woorde wat krag gee. Dis woorde waarmee hulle die sending kan voortgaan. Dis woorde wat vir hulle sê, julle gaan nie alleen nie. Die wonderlike van hierdie gedeelte is dat Jesus sy vertroue in hulle stel om hierdie groot opdrag te gaan uitvoer. Gaan maak disippels van alle nasies. Dis ook my en jou opdrag. Hy stuur gewone mense, gebroke mense,
Ja, mense soos ek en jy, nie superhelde nie, nie perfekte gelowiges nie, net mense wat hom vertrou en hom volg. Jesus se disippels het ook met tye getwyfel. Hulle was ook met tye bang en onseker. Hulle het ook in alle opsigte foute gemaak. Om die waarheid te sê, selfs in hierdie laaste hoofstuk van Matteus, lees ons dat sommige wat daar gestaan het by die Here, by die opgestane Christus, nog steeds getwyfel het. Die een met die gate in sy hande, sy voete in sy sy, nog steeds staan hulle en twyfel. Maar tog gebruik Jesus hulle. Die Here wag nie vir perfekte mense nie, voordat hy hulle gebruik nie. Nee, hy roep jou soos jy is, en dan bemagtig en bekwame jou, om dit te kan gaan doen. Hy werk deur bruikbare mense, mense wat sê, Here, hier is ek, stuur my, wat soms onseker is, wat ook swak voel, wat met tye struikel. Jy sien, die fokus val nie op die disippels se vermoë nie, dit val nie op my en jou vermoë nie. Dit val op die Here se teenwoordigheid. Ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Jesus sê vir hulle, gaan na al die nasies, maak disippels van alle mense, leer mense. Dis 'n enorm taak. Maar dan gee hy die sleutel vir hierdie opdrag. Ek is met julle. Toe ek by julle was, dink julle, toe kan ons dit doen, want hy is hier by ons. Onthou, ek gaan nog steeds by julle wees. Ek is by jou. Die disippels word nie geroep en gestuur om die wêreld op hulle eie te verander nie. En so ook nie die kerk vandag nie. Die kerk leef nie uit sy eie krag nie. En ons doen nie die bediening van die Here, die opdrag wat hy vir ons gegee het, doen ons nie in ons eie krag nie. Die Here self gaan saam met ons. Hy gaan ons vooruit, maar hy stap ook saam met ons. Dis soos wat Moses in Eksodus 33 vers 15 vir die Here gesê het, as u teenwoordigheid nie saamgaan nie, moet u ons nie van hier af laat optrek nie. Waaraan sou mense dan weet dat ons u guns gevind het in u oë, ek en u volk? Is dit nie wanneer u met ons saamgaan, dat ons onderskei sal word, ek en u volk, van elke ander volk op die aardbodem nie? Wat maak ons anders? Die Here se teenwoordigheid. Want sonder God se teenwoordigheid raak geloof 'n onuithoudbare opdrag, 'n blote stuk werk. Maar met Jesus se teenwoordigheid word gewone mense soos ek en jy draers van hoop. Maar Jesus sê voor hy die hemel invaar, ek is met julle al die dae tot aan die volëindiging van die wêreld. Dit beteken letterlik elke sekonde, van elke minuut, van elke uur, van elke dag. Jesus is by jou oral waar jy gaan. Oralste waar jy jouself mag bevind, daar is hy. Hemelvaart beteken nie dat Jesus van ons af weggetrek het en ons nou moet sien kom klaar nie. Hy stuur sy mense die wêreld in met die sekerheid dat hy reeds daar is, waarna toe hy hulle stuur, en dat hy saamgaan op pad soontoe. Jesus bly by ons tot die einde toe, ja, tot die volëindiging van die wêreld. Dis het hierdie belofte nie 'n vervaldatum nie. Koninkryke sal kom en gaan, leiers verander, dinge verander, die wêreld verander. Maar Jesus se troue liefde en sy teenwoordigheid sal nooit verander, verminder, verouder of vergaan nie. Jesus verlaat nie sy kerk nie. Hy vergeet nie van sy kinders nie. Hy bly elke oomblik van elke dag steeds in beheer.
Selfs wanneer die wêreld donker lyk, bly die Here teenwoordig. Is hy by jou en by my? En ja, die wêreld sal bly spot en vra, wat het van die danige wederkoms van die Here geword? Maar laat dit ons nie afsit nie. Laat dit ons juis inspireer om hom, die koning van alle konings, te verkondig, dit wat hy in ons lewens doen. Ons moet verkondig van sy teenwoordigheid, wat ons in ons lewe ervaar. Mag die gespot ons juis aanvuur om te bid. En juis dan ons uit te stuur, om met die wat die spot dryf, te gaan sit by hulle, en sê, hy kom werklik. Want jy sien, dis ek en jy wat die draers van hoop is, wat die Here stuur, sodat die wêreld sal glo. Jesus gaan weer terugkom. Handelinge 1 vers 10 tot 11, lees ons dat terwyl hulle, die disippels, so gestaan het en stip na die hemel bly kyk het, was daar met eens 2 manne in wit klere, 2 engele, by hulle, en die 2 engele vra vir hulle, Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom, soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. Hy het dit beloof, hy kom weer. En Jesus is die een wat sy beloftes altyd gestand en doen. En as jy ooit wonder oor die Here, of hy sy beloftes ooit in stand hou, nooi ek jou uit om in die blaaie van die Bybel net te gaan weer begin blaai, en net gaan begin lees, hier van Genesis af, en oralste te sien hoe die Here elke keer, dit wat hy sê, hy doen. Dat dit wat hy ook sê, vooruit gaan gebeur, dat dit gaan gebeur. Want hy is die waarmaker van sy woord. Hy is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. En dis hoekom ek en jy uitgenooi word, soos dat 2 Petrus 3 sê, ons wat weet, wat hierdie dinge vooruit sien, dat ons sal uitroep, Maranatha, kom Here Jesus, kom. Maar tot dan, stap ons hierdie pad. En dit mag dalk voel of hierdie pad nimmer eindigend, opdraande is, en moeilik is. En mag ons selfs voel dat ons hierdie pad stoksiel alleen stap met tye. Maar onthou, die Here het beloof, ek is met jou, waar jy ook al gaan. Ek is met jou, tot die volëindiging van die wêreld. Hy sit wel op die oomblik, aan die regterhand van God die Vader, waar hy vir my en jou, by die naam intree, maar terselfdertyd, is hy ook deur sy Gees hier. Hy wat gesê het, ek sal die Parakleet, ek sal die Trooster stuur. Julle wat my gebooie hou, julle wat my liefhet, ons sal by julle kom woon. Dis hy wat ons op hierdie pad begelei, vir ons die nodige krag en woorde en selfs wysheid gee, om met die mense wat ons op hierdie pad vind, met hoop te inspireer en van hom te vertel. Jesus gaan weer terugkom. Want die hemelvaart is nie 'n totsiens, of sal ek sê 'n vaarwel nie, maar juis 'n tot weersiens. Jesus gaan terugkom. Maar terwyl ons hier is en wag, sê hy ook, ek is met jou, waar jy ook mag gaan. Ek wil dan vra dat ons, net daar waar jy sit, gaan ons dan lied 2, 6, 9, verse 1,
3 en 4 sing, en dan gaan ons saam bid. God bly met jou waar jy ook mag gaan. Mag ek en jy elke dag herinner word aan die Here se teenwoordigheid. Mag ons mekaar ook daaraan herinner. Mag ons het die gewoonte wat ons probeer kweek het van waar het jy in die week vir Christus gesien, die Here gesien en beleef. Mag dit 'n lewensgewoonte raak by ons, waar ons elke dag sal stil sit en sy vingerafdrukke sal sien deur die loop van ons dag wat ons gehad het. Want God is met ons waar ons ook mag gaan. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, dankie vir u teenwoordigheid. Dankie dat u ons nie as wees agtergelaat het nie, maar dat u weer kom en dat u ook hier is deur die Gees. Dat u in ons kom woon het en by elke gelowige is. Here, wanneer mense ons faal en wanneer mense wegtrek van ons, dan bly u by ons. Want u sal ons nooit begewe of verlaat nie. Dankie vir die heilige teenwoordigheid. Dankie Here, dat ons weet u is by ons. Maar wil u ons ook herinner deur die Gees daaraan, en wil u gee dat ons mekaar ook daaraan sal herinner, vir al die dae wanneer dit moeilik gaan, wanneer die gespottery ewig raak, dat ons mekaar sal herinner, ja, Jesus kom weer, en hy is ook hier met ons. Amen. Ek wil dan die seën gaan ek uitspreek, en dan gaan ons van daar af, kan ons uitbeweeg, en Alison, baie dankie, vir die koue en dit wat jy getrotseer het, hulle het ook voor die tyd nog geoefen die koor, so baie dankie vir julle. Mag jy van hier af uitgaan, en ervaar dat die Here by jou is. Hy wat jou seën, stuur jou, en sê ek is met jou tot die volëindiging van die wêreld. Amen.